Goeiemôre broeders en susters. Kom ons sê eerstens baie welkom aan almal van u wat vanoggend hier is. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur middel van die internet ook deel het aan hierdie heerlike ontmoeting met die Here. Ons is vandag almal diep dankbaar voor die Here oor die bedieningstyd van Dominee Koos Jooste, as ook van Prof Cassie Venter. Dominee Koos Jooste is hierdie jaar 60 jaar in die bediening, waarin hy as diensknegt van die Here met al sy kragte gedien het. En Prof Cassie is hierdie jaar 50 jaar in die bediening van die Here. En jy sal verstaan dat ons daarom diep dankbaar is teenoor die Here, en ons wil graag vandag dan na die diens met 'n kort geleentheid ook saam met hulle dankbaar wees teenoor die Here. Baie welkom aan familie en vriende van hulle wat hier is. Ek moet vir julle sê, hulle kinders kan 'n geheim hou. Hulle het nie geweet van hierdie geleentheid nie, ons het dit probeer stil hou. Baie dankie ook vir die wonderlike samewerking met u. Prof Cassie gaan dan ook vanoggend vir ons die woordbediening waarneem. Jy sou gemerk het dat daar nie 'n nuusbrief is, die boodskappe nie. Dit is maar vanweë rekenaarprobleme by ons kerkkantoor wat redelik ernstig is. Ek gaan net 'n klompie afkondigings doen, luister net goed. Ek het probeer om alles te onthou. Die kollektes vanoggend onder die diens is vir die diakonale kas en by die deure vir die sustentasiefonds. Wat ons meelewing betref, Hanlie Bierman se ma is gistermiddag oorlede. Jy sal onthou dat sy baie lank siek was, ernstig siek. Hanlie, ons bid julle troos en krag van die Here toe, hoor. Henk van der Laan het hierdie week 'n operasie ondergaan. Ons is baie dankbaar dat hy reeds tuis is. Myrna Venter het ook 'n enkel operasie ondergaan. Ons is ook dankbaar dat sy reeds tuis is. En dan Woensdag ondergaan Fanie Kreer 'n baie delikate mediese operasie. Ons wil vir Fanie en Ena die rustigheid en nabyheid van die Here toebid. En dan het Janet van der Merwe haar knie beseer. Sy moet vir 'n baie lang tyd rustig hou. Kom ons dra haar ook in ons gebede aan die Here op. Nou wat die vergaderings betref, hierdie week Dinsdag aand kom die logistieke komitee van die koningskinders bymekaar, Donderdag aand die kerkraad en die jakens. En dan herinner ons al ons silwer seniors aan eerskomende Saterdagoggend se groot byeenkoms hier in die gemeentesentrum. Dit begin 10:00, meeste van u is reeds gekontak. Kom gerus, ons sien uit na 'n wonderlike oggend ook saam met u. Al ons hoërskooljongmense word herinner, volgende Sondag direk na katekisasie gaan julle lekker vleis braai hier by die kerk. Onthou dit net asseblief. En dan vra ek dat u direk na die uitspreek van die seën net so u sitplekke behou. Prof Cassie, baie seën vanoggend, hoor. Baie dankie, Dominee Reinder, broeders en susters, vir die baie groot verrassing wat ek teëgekom het toe ons, Mariana en ek en ons gesin, vanmôre en ons familie hierheen kom. Ek sal later meer daaroor praat, maar u laat my klein voel. Opreg dank voorlopig. As inleiding tot ons woordom en ons seëngroet, kom ons sing Psalm lied 190, Grote God aan u die eer, verse 1, 2 en 3. Daarna die woordom en die seën.
As gemeente van ons Here Jesus Christus verklaar ons nou, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing lied 203, verse 1, 2 en 3, en daarna bely ons geloof saam. Dit wat ons van harte glo en bereid is om ons oor te verantwoord, dit doen ons nou vanoggend weer eens in hierdie ontmoeting met die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, wat die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en nou sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om al die lewendes en dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die wet van die Here kom vanmôre tot ons Nuwe Testamentiese weergawe, Romeine hoofstuk 12, van vers 9 af en verder. Dit is opvallend dat hierdie gedeelte in Romeine 12, waarin riglyne vir die nuwe lewe gegee word, vooraf gegaan word deur die feit dat God eers genade betoon
en dan met sy wet kom. In vers 1 skryf Paulus, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens, wat julle moet beoefen. Daarom, die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot 'n voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand dan honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons antwoord op die wet van die Here met lied 530, verse 1, 2 en 3, en daarna bid ons saam. Here ons Here, as ons so sing van die liefde, dan kyk ons op en vas
in u Vader oë. Ons ervaar dit elke dag. Al is dit 'n stikkende wêreld. Ons ervaar dit. Die Here is teenwoordig. Die Here kyk na ons. En ons kyk na hom deur die oë van die evangelie. En so, Here, wil ons gebed begin. U was daar. U sal daar wees. Wat meer kan ons voorhoop as 'n Here wat altyd deur teenwoordig is? Hier in die kerk, in ons vreugde, in ons swaar kry, in ons feesvierings, in ons dankbaarheid. U is hier. En daarom wil ons u dank vir hierdie ontmoeting met u geopende woord, ook vanmôre. Sonder u woord en sonder u Vaderstem wat uit u woord na ons kom, kan ons nie lewe nie. Kan ons ook nie voortgaan nie. Ons beleef hierdie dag as 'n genadedag. Vir elkeen van ons. Vir elke bedienaar, vir elke gemeentelid, vir elke kind, ouer, vir almal in hierdie erediens. En daarom bely ons dat ons verlang om u woord te hoor. Die woord wat die eeue oorleef het en sal oorleef. Die woord wat ons troos en die woord wat ons vermaan en die woord wat ons nader aan u roep om by u rus te vind. Dis ons gebed dat u daardie woord op 'n eenvoudige wyse vir ons sal oopmaak, sodat ons kan sê, ek belewe dit, dat ek die Here ontmoet het. Dit vra u kinders van hulle Vader. Amen. Kom ons sing voor die skriflesing en die woordbediening, Psalm 33. Psalm 33 verse 1 en 3, dis die Kloeterberuiming, bladsy 163. Daarna die skriflesing en die woordbediening. Amen.
In ons ontmoeting met die Here in hierdie erediens kom hy self nou direk aan die woord. 2 Korintiërs hoofstuk 4, 'n gedeelte, en dan ook 'n gedeelte uit 2 Korintiërs hoofstuk 5. Eers 2 Korintiërs 4 van vers 7 af. As agtergrond miskien net vers 5 van 2 Korintiërs 4. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. En dan vers 7 verder. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons af nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur Christus verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. En dan 2 Korintiërs hoofstuk 5, die opskrif daar, die bediening van die versoening. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons om die mense te oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys nie onsself opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was dit vir God. En as ons by ons verstand is dit ter wille van julle. Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het. En dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel is dus van nou af niemand meer nie, volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus Jesus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Ons vra u aandag vir hierdie gedeelte in die betrokke verband ook waarin dit staan. En ons gaan besonder aandag gee aan verse 17, 18
Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Dis ons teksverse. Die Gereformeerde Kerk Bellville Oos word van jaar 43 jaar oud. 43 jaar. En as mense 'n bietjie optelsomme maak, dan kan jy sê, in die byna 43 jaar, is bykans 4500 keer die woord bedien hier, alleen in die eredienste. Afgesien van katekisasie, afgesien van ons aktiwiteite hier in die kerk. Bykans 4500. En nou sit ons met 'n vraag. In die gemeente, bykans 4500 keer die woord bediening. Kan ons dit terug herlei na een groot gedagte? Wat was daar, al is dit nie elke keer genoem nie, in elke preek, in elke katekisasieklas, in elke Bybelstudie, is daar een saak wat ons kan uitlig hier en sê, ja, dis hierdie saak. Ons kan sê, ja, seker, God het ons ontmoet, en ons het hom ontmoet, sekerlik. Waarvoor? Hoekom was ons hier? Wat wil ons hê daaruit? Terugherlei na een saak. Kan ek in terme van 'n beeld sê, ons is vanoggend op soek na, noem dit maar, 'n werkende kragstasie, wat die lig duisende kilometers ver uitdra. Die lig kom van hier, maar lê ver. In sommige gevalle honderde kilometer ver. Wat is daardie een of twee woorde wat van die, noem het dan so, die kragstasie, die woord uitgaan? Wat kan dit wees? Kan dit gesê word? Het is baie belangrik om dalk in 2 of 3 sinne net te sê, wat is die agtergrond van ons teksverse? 2 Korintiërs is die mees persoonlike brief van Paulus. U kan dit agterkom in die trant van die skrifgedeelte wat ons pas met mekaar saamgelees het. En Paulus loop oor van die krag van die opgestane Christus, van sy hemelvaart, van sy werk. En verkondig hy dit met geesdrif in die gemeente, dan is daar ander stemme. Nee, dit kan nie wees nie. Dit kan tog nie wees nie. Hierdie Paulus, hy wat sê dat hy 'n apostel is, dit kan tog nie waar wees nie. Wie staan op uit die dood? Niemand nie. En dit bring ons by ons teks. Kom ons sê, wat die teks betref dan, vergelyk ons dit met 'n grawe na diamante. En dit lê eintlik
in elke woord. Paulus se eerste sin in ons teks is: iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepsel. Kom ons kyk bietjie skerp. Wat hier staan is: iemand wat in Christus is. Dis 'n baie bekende uitspraak by Paulus. In Christus. Iemand wat in verbondenheid met Christus lewe. Miskien 'n beeld wat ek dalk al by geleentheid gebruik het. In Christus. Ons in Christus, hy en ons, kan ons vergelyk met 'n rooi warm stuk yster in die vuur. Gloeiend warm. Die vuur trek in die yster in. En die yster bly in die vuur. Onthou jy wat Christus gesê het in Johannes? Bly in my, ek in julle. Dis die wonder daarvan. In Christus. En dan kom hy hier met 'n verrassende woord. Iemand wat aan Christus behoort, met ander woorde in Christus bly, is 'n nuwe mens. Ja, dit staan ook in meer vertalings. 'n Nuwe mens. Maar wat daar staan is: iemand wat in Christus bly, aan Christus dus behoort, is 'n nuwe skepping. Ek sê skepping. Dis wat daar staan. 'n Nuwe skepping. Ja, dit was so inderdaad dat die skrifgeleerdes in die Nuwe Testament 'n uitdrukking gehad het. As iemand se sonde vergewe is hy 'n nuwe skepping. Dit was die spraakgebruik onder skrifgeleerdes in die tyd van die Nuwe Testament. En sekerlik, dit sit sekerlik daarin. Maar ons moet dieper kyk. 'n Nuwe skepping. Met ander woorde, 'n tweede skepping of meer. Nou. Die eerste skepping het mos plaasgevind en aangegaan. Ja. Maar die mens van die eerste skepping het buite die paradys beland met 'n engel wat die toegang bewaak. Toegang verbode. Dis wat jy gemaak het van die eerste skepping. En dan verstaan ons iets meer. 'n Nuwe skepping was nodig. En in daardie ewige woord waarvan ons nooit die bodem eintlik sal kry nie. Die woord het mens geword. Is dieselfde uitdrukking wat staan in die Griekse Ou Testament vir skepping. Die mens, die woord is geskep as mens. Jy's 'n nuwe skepsel. Nie skepsel nie, ja, skepping. Jy's God se derde skepping by wyse van spreek na Christus. So moet ons dit sien. Jy's 'n nuwe skepping. Voortgesit op Pinksterdag
met die Heilige Gees. So loop ons in Christus, nuwe skepping. En dan is dit asof Paulus kan sê, wag 'n bietjie, dit raak nou vir my te veel om te sê. Ek kan maar net sê, dat alles is die werk van God. Letterlik hier, dit alles is uit God. Wat 'n wêreld. Alles uit God. Nuwe skepping. Dit is asof jy by 'n waterval staan en oorweldigend stroom die water oor die waterval af in die rivier. Om 'n nuwe bestemming te kry, 'n nuwe lewe en vrugbaarheid te bring. Al langs die rivier. Dit alles kom uit daardie water wat neerval en voortgaan. Dit alles is uit God. Wie anders kan dit doen? En dan die grootste woorde op aarde. Ja, die ou is verby, die nuwe het gekom. Die werk van God, hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening gegee. Kom ons staan 'n bietjie stil hierby. Hy het ons met homself versoen. Die woord het sterk verband met versoen. En dit is werklik wat dit is. Met plekke omruil. 'n nuwe stand. Want daar's plekke omgeruil met ander. Deur Christus met homself versoen. Geruil, letterlik. Christus kom staan voor God in ons plek. En ons staan voor God in Christus se plek. Omgeruil. En kyk ook net die woord wat daarop volg, 'n bietjie verder aan. Homself met ons versoen en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Nie toereken nie. Nie 'n boekhousom gaan maak daarvan. Soveel verkeerd, soveel reg, ons moet optree nie. Nee. Toereken beteken hier letterlik aftrek. Die grootste optelsom en die grootste aftreksom op aarde is aan die kruis. Die een wat 0 skuld, kry die skuldvrag van die hele wêreld, van ons elkeen. En die wat alles skuld, word vrygespreek. Gaan hou jou diens, gaan hou jou kerk, gaan leef jou lewe van uitreik en aksie. Jy het plekke omgeruil. Iemand anders het betaal. Is dit vir u aanvaarbaar as die enkele woord waarin elke preek, elke oopmaak van die Bybel op 'n wyse te doen het wat ons soms verras? Die groot omruiling in hierdie wêreld. Die groot vryspraak gaan. Die groot toereken
my God, waarom het U my verlaat? Dis daardie omruiling. En dis nou wat gebeur in 'n waarlike erediens. Ook as jy godsdiens hou. Al word die woord nie daar gebruik nie, is 'n lig wat van verder af brand, maar jou altyd bring omgeruil, vrygespreek. En dan gemeente, hierdie woord, hy het ons met hom, deur Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Wat ons kry, is gaan bedien die versoening. Gaan bedien daardie groot omruiling wat plaasgevind het op hierdie aarde. En as mens bietjie kyk, gaan bedien die versoening of die bediening van die versoening toevertrou. Versoening het vir die Grieke, bediening het vir die Grieke beteken 'n kelner aan tafel. 'n Kelner wat bedien. 'n Kelner skep nie die kos nie. Hy skep die kos op of in. 'n Kelner laat nie broodkorrels groei, koringkorrels groei om brood te bak nie. Hy oes dit ook nie. Hy bedien die brood aan mense. Die omruiling word bedien in elke waarlike woordbediening in die kerk. En daarom hierdie woord, die boodskap van versoening, het hy aan ons toevertrou. Letterlik, die boodskap van versoening het hy binne in ons geplaas, neergesit. Soos wat God, as hy ons mens skep, die hart binne in jou bors neersit, om die lewe te laat voortgaan, om die bloed te laat sirkuleer. So is die bediening van die versoening in jou in geplaas, om dit deur te gee. En daaroor is dit nie op die pad van 'n predikant of van myself om daaroor te oordeel nie, of van enige predikant nie. Dis vir die Here. Maar wie is ons dan? Ons wat gestudeer het en ons wat wonderlik verbind was en is aan 'n gemeente. Wie is ons dan presies in hierdie werk van God? 'n Antwoord lê in daai wonderlike woord van Paulus net 1 hoofstuk terug wat ons ook gelees het. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Sien u 2 wêrelde totaal uitmekaar? Hierdie groot skat, hierdie versoening, met ander woorde, omruiling. Ja, dis die grootste skat, noem maar die grootste diamant wat die wêreld ooit gesien het. En wat maak jy met 'n diamant? Jy sit hom in 'n koning se kroon, of jy bære hom weg in 'n plek van sekuriteit, met wagte daarby, en staal hekke en deure wat sluit.
En hier, die grootste skat in 'n kleipot. Kleipot. As ek meer 'n moderner beeld moet gebruik, soos sou dit wees, soos wanneer die Cullinan diamant geberre word in 'n plastiek sak, wat blootgestel is aan verwering. Die skat in die kleipot, erdekruid. Die groot skat, die blinkende diamant, in 'n kleipot, met windbarsies, afgesplinterde stukkies, barste, krake, omruiling, lê daar, gaan verkondig word. As jy my sal toelaat, baie persoonlik, om dan af te sluit, enkele sin. Na 50 jaar, aan God die dank, vir alles, vir die skat, al is dit in 'n bros kleipot in 'n stikkende wêreld. Die omruiling bly. Amen. Ek gee enkele oomblikke vir nadenke en dan gaan ek voor in gebed. Ons dank U, Here, vir die groot omruiling, die grootste op hierdie aarde, en dat U dit aan ons skenk, as Here, as Vader, as Koning. Laat ons self lewe daaruit, en laat ons, Here, daardie omruiling aan so baie mense verkondig en daaroor getuig, wat daarna verlang en daarna smag. Ons dank U vir 'n nuwe skepping. Amen. Kom ons verrig nou die diens van barmhartigheid. Direk daarna, sonder aankondiging, sing ons skrifberuiming 15:1, al 4 die verse, en dan volg die seën.
God het ons groot herder van sy kudde uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Sit by Mariaan. Prof Cassie, uit ons almal se harte baie dankie vir die besonderse woordbediening vandag. Ons is versterk en ons is bemoedig. Baie dankie. Weet jy, broeders en susters, in bediening is daar mense wat vir baie lank 'n nou pad saam met 'n mens loop, wat jou by tye optel, wat saam met jou bly is, wat saam met jou bid. Mense wat jou dra ook as medediensknegte van die Here, medegelowiges. En so is dit ook in die lewe van Prof Cassie, so is dit in die lewe van Dominee Koos. En ons het dit goed gedink om twee sulke mense vanoggend te vra om 'n woord tot hulle terug. Ons gaan in die eerste plek vir Prof Dries de Plooy vra. Hy is 'n kollega van Prof Cassie by die teologiese skool, huisvriend, en Prof Cassie sê ook vanoggend, en dit het ek nie geweet nie, ook familie op 'n manier. Iemand wat baie nou saam met Prof Cassie gelewe het, en ons gee graag eerstens vir hom 'n geleentheid, en daarna gaan ons vir Dominee Chris Coetzee vra om ook 'n woord aan Dominee Koos Jooste te kom rig. Geagte Dominee Kingma, kerkraad en broeders en susters, dit is vir my en my vrou 'n besondere voorreg om vandag hier te kan wees by hierdie besondere geleentheid waar u, soos ek nou ook maar sien en waarneem, op 'n baie gepaste manier dank teenoor die Here betuig vir twee diensknegte wat soveel jaar in sy koninkryk en kerk kon werk. Nou gaan hy my vergun om daarom net ietsie te sê, ook by wyse van gelukwensing van my kant, aan Dominee Koos Jooste. Ek kan nie help om te dink dat sy pa, wyle professor Piet Jooste, en my pa, wat ook predikant was, lank tydgenote was, en bure geword het later in Potchefstroom. En die twee gryse vaders het eendag vir my vertel, Koos, dat toe my pa as 'n jong predikant in Oos-London was, professor Piet Jooste, wat predikant in Pretoria was, waar ons familie vandaan kom, nie ek nie, maar my ouers, vir hom kom kuier het. En as 'n jong predikant wat my pa was, het hy toe nou die geleentheid gehad om die week nie 'n preek te maak nie, want sy vriend Dominee Jooste gaan daar preek. En toe word Dominee Jooste die Saterdag nag siek.
En Sondagmôre, toe kan hy nie preek nie. Toe sê my pa vir hom, Piet, waar is jou preek? En toe preek hy sy preek. Baie geluk van my kant af ook aan Dominee Jooste, wat 'n besondere plek in ons kerk se lewe ingeneem het. Cassie Venter en ek, soos jy nou gehoor het, was lank tydgenote, ook bure in Pretoria, hulle by Meyerspark en ons in Alkandrand, 2 buurgemeentes in Pretoria. Maar soos Dominee Kingma gesê het, ook familie, nie is so ver uit mekaar nie. Ek gaan dit vinnig sê, Cassie, as jy nie onthou nie, ons is familie nie van ons deploykant of venterkant nie, maar van die Kreerkant, want sy ouma en my ouma was susters. En sy ouma was getroud met Casper Jan Hendrik Venter. En my ouma, wat net jonger was as sy ouma, Johanna Margrieta, was getroud met Johannes Andries Leroux. En vandag is dit Casper Jan Hendrik Venter en Andries Leroux de Plooy, wat kan nie hoor, het die voorgeslagte hier kan wees. My skoonpa het altyd gesê, 'n gelowige word nie agter 'n bossie uitgeskop nie. Hy het geslagte. Hy is deel van die verbondsgeslag. En so is dit, elkeen van ons het 'n verhaal, maar ons is almal verbonde, nou nie net fisies, liggaamlik, by wyse van familie nie, maar as gelowiges het ons deel aan die verbond wat die Here met Abraham, Isak en Jakob gesluit het. En is ons uiteindelik as kerk van Jesus Christus mekaar se broers en susters. En vir 50 jaar het die Here vir Cassie en Mariana in die bediening gebruik, want dit is nie 'n werk wat 'n man of 'n mens alleen doen nie. Jy het ook daar 'n hulp nodig wat by jou pas. Soos jy sal sien in die blaadjie, Cassie is gebore in Posmasburg. Dis die omgewing waar die Kreers in die 19de eeu gaan woon het. Hulle het getrek vanuit Koelsberg, Cassie, na Posmasburg. En Posmasburg het 'n besondere plek in sy lewe en ook in my lewe, want dis waar ons familie van ons ma se kant af, vir my ma sy pa se kant af vandaan kom. Jy kan sien hoe die Here vir Cassie geroep het, nadat hy gematrikuleer het in Odendaelsrus, het hy Potchefstroom toe gegaan, en vir almal wat hier woon en naby Stellenbosch is, Stellenbosch is die tweede beste plek, Potchefstroom is die plek waar hy studeer het, en sy merk gemaak het, en waar hy ook uiteindelik sy grade behaal het aan die universiteit. Jy sal sien, hy het 2 doktersgrade in praktiese teologie, oor die bediening van die versoening aan die bejaarde, en later, in Nuwe Testament, 10 jaar later, het hy sy graad behaal met 'n spesifieke studie oor Romeine 12 tot 15, toegepas op sy situasie as bedienaar van die woord. Getroud met Mariana, gebore Viljoen, saam as egpaar, regtig 'n formidabele span, in al die gemeentes waar hulle was, in Sanien, Koster, Meyerspark, Stellenbosch, en uiteindelik professor aan die teologiese skool. Regtig waar, vir Cassie was sy 'n groot hulp en inspirasie. As gesin, as familie, besonder gasvry en bekwaam. Mariana het die jare wat hulle in Potchefstroom was, vir baie lank, van 1989 tot 2004, uiters bekwame funksie en diens verrig in beheer van die Bureau vir Wetenskaplike Tydskrifte, waar hulle spesifiek verantwoordelik is vir die publikasie van artikels wat professore veral van ons teologiese skool inskryf. 2 kinders is aan hulle gegee, Hanlie en Cassie. Cassie wat ongelukkig in 'n motorongeluk oorlede is. Maar 'n ander seun, Gerrit,
is haar skoonseun bygevoeg en saam met hulle 'n pragtige kleinkind Lisa Marie, wat vir die gesin en familie 'n bron van vreugde is. As ons dink aan Cassie se 50-jarige bedieningstyd, is ons dankbaar dat hy so 'n persoon wat 'n besondere pa en oupa is, besondere verhouding met sy vrou het, as getroude man, as eggenoot, en tegelyk 'n besondere bedienaar. Hy het sy deel aan die teologiese skool in Potchefstroom met groot seën en groot sukses gedoen die jare wat hy daar was, ongeveer 20 jaar. Professor in praktiese teologie, wat veral die studie moes behartig van hoe vind die bediening op die grond plaas. Hoe preek 'n predikant? Hoe doen 'n huisbesoek? Hoe hou 'n kateksasie? Dit is tipies in sy aard om dinge na die grond toe te bring, maar vanuit 'n diep kennis vanuit die skrif. Dit was vir hom 'n vreugde. Ek wil vandag aan u sê, broeders en susters, dat die diens van professor in die teologie is 'n baie ou diens, wat nie net kom uit die tyd van die reformatie nie. Ook in die Romeinse kerk het dit oor die eeue 'n baie besondere plek ingeneem. Die sogenaamde doctor theologia, die dokter in teologie. Ek wil vir u kortliks iets sê van toe die geskiedenis so ontwikkelde dat 'n reformatie nodig was in die 16de eeu met Luther, wil ek vir u sê ter illustrasie van die belangrikheid en relevantie van die teologiese dokter of professor. Daar is die verhaal van wetenskap deur 2 Duitse vriende wat in Oktober 1538 in Londen gesluit is. Hulle het gestry oor die vraag of Luther 'n doktersgraad gehad het, toe hy veral in 1517 met die begin van die hervorming so geweldig te velde getrek het teen die aflaatstelsel en sy 95 stellinge teen die kerkdeure gaan vasspyker het. En die wetenskap was Luther bevoeg en bekwaam om dit te doen of nie? En toe skryf hulle vir die dekaan van Wittenberg 'n brief. En die dekaan was toe Luther self in 1538 en 1535. Sedert 35 was hy die dekaan daar, en die brief kom daar by hom aan en hulle wou weet of Luther regtig die vermoë gehad het en die reg gehad het, die kundigheid gehad het om die geweldige reformatoriese beweging aan die gang te sit. Toe stuur hy vir hulle 'n afskrif van sy lisensiaat, sogenaamd sy officium doctoris, dat hy in die ampt van dokter bevestig was binne die Romeinse kerk reeds in 1512, en dat hy inderdaad die bevoegdheid gehad het om te kon gedoen het wat hy gedoen het. Maar hulle het hom die ampt ontneem, die Romeinse kerk, in 1517, maar veral in die tyd daarna het Luther toe gesê, maar hoewel julle hierdie diens van my as leraar ontneem het, is ek steeds 'n dienaar, 'n dokter in die Here se diens. Julle het my nie daarin aangestel nie, die Here het my daarin aangestel, en daarom het hy voortgegaan met sy bediening as dokter in die teologie. In hierdie tradisie het Cassie gestaan as dokter, as leermeester. 'n besondere diens wat deur die eeue vir die kerk van besondere waarde was, veral in die krisistye. Is dit nie allerlei pragmatiese sake wat die kerk tot diens gaan wees nie, maar die vraag of daar leraars is, soos Cassie begenadig was om te wees, of daar professore in die teologie is, wat regtig waar in die tradisie staan van 'n Luther en 'n Calvin, wat in die kerk hierdie besondere waarde gaan byvoeg het, 'n leermeester. Ons is dankbaar om te sê dat Cassie in sy 50 jaar van bediening begenadig was, nie net om hierdie tradisie te staan nie, maar om werklik ware bydrae te lewer in belang van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika. Ons wil hom graag erken en daarvoor gee en eer en sê baie dankie. Ek wil afsluit met te sê, 'n bietjie ligter,
Sy bediening en sy dosering aan die teologiese skool was nie 'n foutjie nie. Daar is die verhaal van die dosent aan die universiteit wat inderhaas in 'n klas opdaag en toe hy so kyk, toe sê hy, maar dis nie die klas waar hy moet wees nie. Hy is by 'n verkeerde plek. En toe sê hy vir die studente, ekskuus dames en here, hier het 'n foutjie ingesluip. Toe sê een van die studente, dan moet die foutjie maar weer uitsluip. Nou, Cassie was nie 'n foutjie wat ingesluip het nie. Ons is baie dankbaar dat hy sy bediening amper, kan ek sê, foutloos verrig het en dat hy dit met vreugde gedoen het en steeds doen. En seënwense van ons kant aan hom en Mariana en hulle familie, mag hy steeds dien tot eer van die Here, tot versterking van u almal, tot heil van sy kerk en sy koninkryk. Baie dankie. Baie dankie, Prof Dries. Ons gee nou geleentheid vir Dominee Coetzee om net 'n woord tot Dominee Koos Jooste terug. Ek weet hulle is baie na mekaar lankpad saamgeloop. En baie welkom ook by ons, Dominee Coetzee. Dankie Reinder en die kerkraad, ook julle vir die voorreg en die eer om hier te kan 'n bydrae lewer vanoggend. My eerste herinnering aan Koos Jooste is dit. Ek was so my eerste of tweede jaar op die PUK en dit was in Intervarsity gewees teen Ikhoffs. En dit was die hokkiewedstryd van die eerste spanne. En julle sal my nou nie glo nie. As ek so na Koos vanoggend kyk, dan lyk dit vir my, hy het die lenige liggaam wat by 'n hokkiespeler pas. Maar daai tyd was hy gebou soos 'n springbok slot. En ek onthou ek het so naby daai doelhok gestaan en hier kom Koos aan met daardie hokkiestok en die bal. En die arme Koffsie doelwagter. Hy moet hierdie Engelse sou dit noem 'n apparition, moet hy face, wat hier op hom afkom met die hokkiestok. Ek weet nie meer of dit in die doel was of nie, maar dit is my eerste herinnering aan Koos. Ek was maar 'n baie stout eerste jaartjie. Ek het daai tyd het ek op die PUK beland het ek nie geglo nie. Maar net vir veiligheid het ek my een hoofvak was Afrikaans, my ander een was wysbegeerte. Ek wil daarom graag net seker maak dat dit tog sin maak om te glo. Nou, my professor in wysbegeerte, professor Stoker, het my oortuig dat om te glo maak meer sin as om nie te glo nie. En so het ek toe 'n verstandelik intellektuele Christen geword. En van my tweede jaar af het ek toe begin teologie swat. Maar ek het altyd gesê, ek wil nie 'n gewone dominee word nie, ek wil 'n sendeling word. En dan het ek in die aande gaan klasse loop in Zulu, en eers in Noord-Sotho, later aan Zulu en so aan en so aan. En op die PUK was 'n organisasie wat genoem was Teologiese Studentevereniging. Ek weet nou nog nie wat dit presies beteken en wat dit alles bereik het nie, maar ek het om daai aande as hulle vereniging hou het ek gaan Bantu tale leer. En toe word ek gedaag deur die bestuur van die teologiese vereniging oor hoekom ek nie die TSV, die teologiese studentevereniging, hoekom ek nie hulle vergaderings bywoon nie. En ek word daarvoor hierdie hoogwaardige span gedaag. En hulle is aggressief en kwaad vir hierdie snaakse tweede jaartjie. Nou ek onthou dat Koos was deel van daai span. En hy was die enigste een wat ek gedink het geluister het na my verskonings en verdediging.
Ek het gevind dat hy 'n begrip het vir waaroor dit regtig gaan en nie gaan nie in die lewe. Die tweede herinnering was toe ek beroep is na Noordrand toe as sendeling. Was in eers was ek beroep as 'n sendeling van 'n gesamentlike sendingkommissie. En ek het my prakties gedoen in Soweto by Dr. Geertsema, Paul Geertsema. En hy was verbonde aan so 'n beroepingsopset, waar daar omtrent 5 of 6 kerkrade was wat 'n sê gehad het oor hoe hy werk. En daar het ek die skrik van my lewe gevat vir gekombineerde sendingkommissies. En toe ek die eerste keer beroep is, toe was dit deur so 'n sendingkommissie. Eintlik Noordrand was die roepende kerk, dink ek, maar ek het geweet hoe werk hierdie ding of hoe hy nie werk nie. En daarvoor het ek nie kans gesien nie. Toe het ek die beroeping bedank. En toe in daai tyd het Noordrand 'n nuwe kerkgebou opgesit, 'n baie mooi kerkgebou. En my skoonouers het daar gebly, was lidmate daar, en toe gaan Koos vir my die kerkgebou wys. Hier. En ouens soos Evert en so aan sal nou weet hoe mooi is daai kerkgebou. En Koos was baie trots om vir my die reusagtige orgel te wys. En die susters het geld bymekaar gemaak vir daai orgel. En toe Koos later vir my gesê, ek het gesê, Koos, as julle kan geld bymekaar maak vir daai orgel, kan julle geld bymekaar maak vir 'n sendeling. En ek dink 'n maand later is ek beroep. Maar so was Koos. Hy kon beginsels en praktyk en gewoontes en tradisies en waardes onderskei. Hy kon prinsipieel dink. En dit is my blywende herinnering van Koos. Ek onthou ons het eendag van 'n wijk, een of ander huisbesoek of 'n ding gery vanaf Renosterspruitwyk daarna by Lanseria. En ons begin praat oor, daai tyd was die sendinggemeente redelik selfstandig. Ons begin praat oor die Engelssprekende mense wat al meer by die kerk aangekom het. En Koos het vir my gesê, man, hoekom begin jy nie met 'n Engelse kerk nie? En so het die Good News Community Church tot stand gekom. Maar voor dit het Koos, hy weet dit nie, vertel dit nou maar, ander mense weet dit, het Koos 'n swaai in my lewe en my geloof veroorsaak. Hy het die IE3 kursus gaan loop. En hy het daarna, ek weet nie of hy dit willens en wetens gedoen het hy daai IE3 metode op my toegepas. Ek weet nie of hy dit gedoen het as 'n oefening of met 'n spesifieke doel nie. Maar daar het my hele kop gedraai. Toe hy vir my verduidelik het, Efesiërs 2 vers 8 en 9. Ek het hier nou die direkte vertaling voor my. Dit lui so: Want uit genade is julle verlos deur geloof. En dit kom nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Ek is bly oor daardie dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand kan roem nie. Van hom is ons immers 'n maaksel geskep in Christus Jesus, om die goeie werke te doen. Vir die eerste keer in my lewe na 16 jaar se, ek was so in die vroeë 80er jaar, 20 jaar se bediening, het ek regtig begryp wat hierdie verse beteken, die diepte daarvan. En ek sal Koos altyd dankbaar bly dat hy vir my op daai dag, na soveel jare se stryd en worsteling oor geloof, geleer het wat geloof werklik beteken. En wat Cassie vanoggend so gesê het, so mooi, daai omruiling, uit genade is julle gered. Jesus het die vloek gedra, en ek het die genade van God ontvang. Toe het Koos en ek nog 10 jaar of wat, saam daar die pad geloop,
En ek weet in Noord-Randse gemeente, vandag nog, as jy praat oor Koos, dan sal hulle sê, Dominee Koos het gepreek. Hy het die woord bedien. Ek sien nou ook daar in die huldigingsblaadjie oor hom, die kinders sê dit op. En dit is so. Maar hy was nie net 'n woordbediener nie. Hy het die woord ook gedoen. Ek is 'n baie swak ou wat kerkorde en kerkreg betref, regtig. En toe ons met die Good News Community Church begin het, toe die kerkraad besluit, en ek dink, het was omdat Koos lank gepreek het in daai kerk, en lang kerkraads amptdraers opgevoed en opgelei en toegerus. Het die kerkraad gesê, hierdie nuwe kerk, hy hoef nie 'n replika te wees van die Afrikaanse kerk nie. Solank julle binne die belydenis bly en binne die beginsels, die Bybelse beginsels van die kerkorde, Chris, kan jy aangaan. En so het ons 'n Charismatic Reformed Church daar gehad, wat ek dink nog vandag die regte patroon is, hoe die kerk behoort te funksioneer. Maar daai kerkraad het die insig en die vryheid gehad om te kan onderskei tussen tradisie en gewoonte en beginsel. En hoe dit, wat Cassie ook vanoggend so gestel het, hoe ons daardie evangelie moet bedien. En ons is geroep daartoe om daai versoening te verkondig. En ons moet dit doen op 'n manier wat relevant is vir die situasie. En ek sal Koos altyd dankbaar bly vir die vryheid wat daai kerkraad onder sy leiding vir my gegee het om 'n werklike opwindende nuwe soort kerk, gereformeerde kerk te beleef. Ten slotte, ek kan nie aan Koos anders dink as om ook aan Nannie te dink nie. En dan wil ek dink aan, nie net aan hulle karavaanryery en so aan nie, maar hoe hy in haar stryd en siekte by haar gestaan het. Ek dink daai Engelse, die formulering van die huweliksbelofte, jy sal by iemand staan through sickness and health, through adversity and prosperity. Ek dink Koos het dit vir ons almal wat hulle geken het versinnebeeld. Dat hy haar gedra en opgepas het, opgeoffer het. Ek weet, hy het eendag vir my gesê, hy preek nou nie meer nie, want hy kan nie meer mooi konsentreer nie. En as hy op die preekstoel droog maak, dan ontstel dit vir Nannie verskriklik, tot hy ophou preek. So, ons vandag hier by mekaar, om nie 'n besondere persoon te gedenk of te eer nie, maar ek dink om die besondere genade van God, wat hy aan 'n gewone mens toebedeel, om dit te vier, en God daarvoor te prys. Baie dankie. Baie dankie, Dominee Coetzee. Ek wil nou graag vra dat Prof Cassie en Mariana asseblief vorentoe kom, as ook oom Koos. Ons wil graag vanoggend hierdie twee rykers wat in die kerk is, aan hulle oorhandig, en ek gaan my liewe vrou vra om dit vir hulle te oorhandig asseblief. Los vir Marie. Hy is groot en swaar, maar dis julle sin, hè. Gaan hom Koos omdra.
Terwyl hulle bly net so staan asseblief. Het jy 'n kinderhart? Ja, in so hart lê ouers, pa's en ma's baie naby aan 'n mens. In Petrus Jooste, dit is oom Koos se seun. Hy het vanoggend gevra, gee vir my kans. Ek wil vir hulle die seënbede sing. Nou ons gaan hom nou geleentheid gee. Hy gaan met Bart se begeleiding vir Prof Cassie en Mariana en sy pa die seënbede toesing. En daarna, broeders en susters, gaan ek vra dat ons opstaan, ons hele gemeente, en dan sluit ons af met die seënbede van Psalm 128 vers 4 en dan gaan ek die finale afkondigings net doen. Dominee Reinder, broeders en susters, ek weet u het baie geduld al beoefen met u saamwees. Dit beteken vir ons baie hier. Ek voel onvolledig as ek nie net uit my hart dankie sê nie. En as u my net 'n half minuut of 2 minute vergun. In nouer verband wil ek graag vir Mariana sê, dankie dat jy my vrou is. En dankie vir wat ons saam kon doen. 50 jaar bykans. Ons is die 2 April 50 jaar getroud. Al daai tyd in die bediening buiten die 2 maande van Februarie tot in April toe. Ek wil in jou oë kyk en sê ek dank die Here vir iemand soos jy in my lewe. My kinders, ons kinders Handy hier en Gerrit ook, dankie dat julle altyd bereid is om 'n lang endpad saam te loop. Ons eer julle teenwoordigheid in ons lewe. My suster en haar vriendin is ook hier vanoggend. Hulle is van Mosselbaai. My swaar en skoonsuster van Johannesburg af is ook hier. Dankie vir die wonderlike pad wat ons saam kon loop. Aan die lidmate van hierdie pragtige gemeente, opreg dank dat julle ons in liefde aanvaar het en dat ons ook met julle, dalk die senior lidmate, in meerdere mate dan, kragtens die opdrag, die pad kan loop. Ek wil graag die kerkraad ook bedank. Ek is vir u eerlik as ek sê ek het niks geweet van hierdie saak nie. Ek weet nou ja van die preek, ja, maar nou wat ons hier ek kan sien daar's van die lidmate wat sê ons kan sien jy het niks geweet, maar los dit nou maar eers daar. U sal my ook toelaat om my groot vriend, my kleinneef Dries in Heilna saam sy vrou hier. Dries Heilna, dankie vir die pad van baie jare.
wat ons kon saamloop. Ons was nog saam op die pik gewees. Ek so 1 of 2 jaar voor hom gewees. En daarna, al die tyd was daar 'n aanvoeling en 'n band. En dat julle hier kon wees, en ek het dit eers in die konsistorie gehoor, is een van die verrassings van my lewe. Meisie, het jy gedink aan iemand wat ons nog kan bedank? Ja, dis ons kleinkind hierdie, Lisa Marie, enigste kleinkind, en dit is ook 'n vreugde dat sy hier is vandag. Broeders en susters, kinders, ons sal julle optrede teenoor ons nooit vergeet nie. Dankie vir u geduld ook hier. Wil jy nog 'n goeie afkondiging doen? Ja, ek bedoel as Prof Koostlaar, Dominee Koostlaar. Nee, dankie man. Dit was nou 'n groot verrassing. Ek het geweet een of ander tyd gaan so iets gebeur. Maar vanmôre toe ons stil hou, toe hou my kinders van strand af ook by ons stil. En ek het nou nog niks verwag nie. As eers toe ek hier by die deur kom, toe kom ek agter, hier's nou iets aan die gang vandag. In elk geval, al die jare wat ek nou al saam met u is, ek voel ek is deel van hierdie gemeente, ken al heelwat van julle, ek hoop ek kan nog meer leer ken. En daardie wyke wat ek nou het, dis vir my heerlik om saam met hulle te werk. Ek sê net baie dankie vir julle benadering tot lewe saam met ander. En daarmee ook saam met my. En dankie nog eer. Dankie. Ons gaan nou heerlik saam met hulle tee verversings geniet. Dit is vir almal, u is baie welkom. Ons vra net dat u vir ons net 'n paar oomblikke gee. Ons wil gou-gou al die stoele in die saal net teen die mure skuif en die tafels reg kry. Dus u is welkom om uit te beweeg, en die idee is dat ons almal oor 'n koppie tee en lekker verversings die oggend saam met hulle geniet. Baie dankie.